Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, ja, toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, ek almal nie. Dis die 2 Julie en jy luister na Klets net hier op Afrikaans.radio en het jy al ooit aan gedink dat jy is nou offisieel nader aan 2050 as wat jy is aan 2000? Ja, offisieel nou is ons nader aan 2050 as 2000. Wat? Hoe sê Tasha Matthys, moenie vir my sê nie. Moenie vir my sê nie, ek kry hoendervleis. Dis wat Tasha sê gesê het. Op hierdie stadium kry ek 'n gemoedsbekakking, nie hoendervleis nie. Ja, jy sê jy het jou toon gebreek. Ai, tog. Ag, jy kan nie dit nou glo. Ja, anyway. Nee, ek kry eintlik net 'n gemoedsbekakking, maar dis ook die wat is ons 2 Julie, 2 Julie, ja. 2 Julie. Eet 'n bietjie daaraan. Oor basies petrolprys het gisterand opgegaan. Ja. Elektrisiteit het opgegaan. Alles gaan op. Petrolpryse sien ek in Gauteng vir 39 oktaan is dit nou R21.79. As jy in die kus bly, is dit R21.87. Iets is dit. Of ek weet nie presies, maar dis moerduur. Dis duur. Dis fucking duur. Dit is die punt, eintlik maar. Ja, dis O nee, as jy die kus bly, is dit baie goedkoper. So dis ja, ek wou sê dis mos gewoonlik goedkoper. Ja, R21.79 in Gauteng en as jy aan die kus bly, is dit R21. So jy spaar 'n hele 80 sent. Ons moet kus toe trek, Colleen. Ons moet kus toe trek. Ek sê jou. Dit is die ding. Ek sê ons net voordele. Ja, ons moet kus toe trek. Ons het baie lekker onderhoud gehad met Bartu Eksteen en Pieter Willem Eksteen van die bekende wynplaas daar in die Hemel en Aarde Vallei, Bartu Eksteen. So, kom ons luister, wat sê hulle? Alles oor wyn. So, soos ons vir julle gesê het laasweek, was ek in Matthys baie interessante wynproe gewees, so wat week en 'n half terug, Matthys. Wynproe van die plaas ene Bartu Eksteen. En ja, wat 'n interessante wynproe, en ek is so opgewonde vandag, Matthys, dat ons nie net oor politiek praat nie, maar dat ons 'n bietjie oor een van my favourite dinge in die wêreld kan praat. Joune ook. En ons het die voorreg vandag om vir Bartu en sy wynmaker seun hier by ons te hê, Pieter Willem, wat die wonderlike tasting vir ons aangebied het. Baie welkom julle. Dis so lekker. Ek het reeds 'n glasie hier. Ek het vroeër nou vir Pieter Willem gewys. Ek het my bestelling uiteindelik vir oggend gaan optel. My Bartu Eksteen bestelling. So ek kan nou sommer hier 'n stukkie van die Hemel en Aarde Vallei in my mond ook proe terwyl ek met julle praat. Maar baie welkom, is lekker om julle hier te hê. Baie dankie vir die uitnodiging. Ja, en dankie vir julle. Julle was 'n goeie crowd gewees hier aand. Dit is altyd moeilik as 'n ou so vir 'n week in Gauteng 'n bietjie kom toer. Jy het elke aand 'n vars crowd en almal is ewe bly om jou te sien, maar julle het die gees gebring en dit het die vorige aande se seermaak 'n bietjie makliker gemaak om saam met julle te kuier. Okay, ek bly Pieter Willem. Het die Gautengers jou moeilikheid gegee of wat? Nee, die ding is mos nou, jy kom uit die Kaap uit op Gauteng toe en dan is jy gewoonlik so op 'n Dinsdag of 'n Woensdag aand bied jy al jou eerste proe aan en die ouens is baie bly om jou te sien. En jy vat nou maar fles saam met die res van die span wat daar is die aand en dan is dit die volgende oggend op en dan skuif jy na jou volgende doel toe en die nuwe span wat jy daai kant kry is vars. Elke aand 'n vars span. Ja. Hulle is ewe bly om jou te sien as gisteraand en so gaan dit vir so 3-4 aande in 'n ry gaan dit aan. En dan kom jy by die naweek en die naweek se span is altyd nog 'n bietjie ekstra oorgehaal. En dan is jy nog dan is dit nie net 'n vars span nie, maar dis 4 aande in 'n ry, nê? So klampgrond. En die ding is ook, ons het ook rubberarmpies, nê? Ons kan mos nog maar huis toe gaan ook as ons wil. Maar ja, natuurlik, maar wie wil nou? Hulle draai die armpie maklik. Ag, nee, maar nou is ek even meer beïndruk. Bartu, ek lees van jou, en ek haal hier aan, ek bottel altyd in Afrikaans, want is die taal waarin ek droom, bid en proe. En dis ook eer betoon aan die plek en die mense wat hierdie wyn moontlik gemaak het. Ons gaan nou 'n bietjie meer praat oor Afrikaans. Ek en jy het mekaar mos nou beloof, ons gaan suiwer Afrikaans hier praat vandag. maar miskien kom ons val net eers 'n bietjie weg. Vertel vir ons van die Bartu Eksteen wynplaas. Julle is daar in die Hemel en Aarde Vallei vir 4 dekades nou al. Ons het die plaas ons is nou vir in jaar 10 op die plaas. Okay. Ons het hierdie plaas het ons in 2014 gekoop. Einde 15, sorry.
En maar ek is 40 jaar, ek vier my 40ste verjaarsdag in die bedryf hierdie jaar. Dis waar die 4 dekades vandaan kom. So ek was nou maar so ek is van 93 af toe hy gebore is, het ons kinders is, Pieter Willem en sy suster is al 93 en 94 gebore toe ek in die Walker Bay area, in hierdie area begin wyn maak het. So, dis so lank ek al in die cool climate van Suid-Afrika is. Voor dit was ek aan die kant die berg in die warmer dele. So, ja. En ek sien hulle sê so in sy eie vallei noem hulle hom meester. Platters, die bekende wynindeks groep ken hom as Monsieur Sauvignon. It's amazing. Tim Atkin het gesê jy is een van die beste Sauvignon Blanc wynmakers ter wêreld. Ja, maar hulle drink baie wyn voordat hulle sulke goed sê, hoor. Ek dink as Tim Atkin het sê, is dit nogal waar. Ag ja, ek Sauvignon Blanc het maar by my 'n spesiale plek. Toe ek daai tyd in 93 in die Walker Bay gekom het ons nogal sommer van die intrap oesjaar het ons 'n baie mooi Sauvignon Blanc gemaak. Ek besef dit is 'n cool klimaat cultivar by excellence. En toe die gogga gebyt en ek het net al hoe harder en meer probeer spesialiseer en ons het hengse klomp eksperimente in my eie navorsing gedoen en toe het ons maar so met die jare die vrugte begin pluk en daai titels wat hulle praat van Monsieur Sauvignon en The Shades of Sauvignon. Dit is nice om te hoor, jy weet, dit is 'n bietjie van 'n erkenning. Dit is baie sexy. Maar dit gaan in die kop toe nie, maar dit is nice. Ja. Ja, nee, ek dink is baie nice. Hoorie maar wyn, sorry Colleen, wyn is so half deel van julle familiegenerasie. As ek reg is, het julle voorsate in 1702 hier in Suid-Afrika aangeland en jou pa Bartie was by Labrie ook 'n wynmaker gewees. So was wyn gemaak. Hy het 'n wynplaas gehad. My oupa het nog 'n bietjie wyn gemaak en voor hom weet ek nie regtig wie wat gedoen, maar daar was baie hulle is maar in die wynbedryf al. Die ou groot stamvader het 'n paar wynplase in Constantia en Durbanville area en daar rond besit. En dit is nou beautiful want jy sit langs jou seun wat ook 'n wynmaker is by Bartu Eksteen. So die generasies groei net al hoe verder in die wynbedryf en ek weet Pieter Willem, jy het nou nog 'n kleintjie ook. En dit is seker nou dalk in sy bloed alreeds die wyn, want jou vrou is ook 'n wynmaker. So waar het wyn vir jou begin? En hoekom het jy besluit Bartie, jy wil wyn maak en dan Pieter Willem vir jou ook dieselfde vraag? Where did it start? Bart het vir Pieter Willem gesê jy het nie 'n opsie nie. Nee, dat nie. Nee, hy het nog altyd keuses gehad tot vandat hy nou sy skool toe, ek kon sy hoërskool gekies het, so hy kon oral ons het hulle nooit voorgeskryf, so net ondersteun. En maar ek het nou op Labrie groot geword nou tussen die wingerd, nooit aan wyn maak self gedink nie. Maar ek wou maar betrokke wees in die wynbedryf en toe ek matriek is, toe het my pa die plaas verkoop en toe is dit so al wat nou, ek gaan nie vir 'n ou op 'n plaas, ek gaan nie ander ou se plaas vir hom bestuur nie. En toe sit ek eendag, ek was in Boland Landbou Skool in die Agterparel, hy ook. Maar my tyd was dit 'n redelike konsentrasiekamp, want jy het omtrent nooit uit die plek uitgekom. Hulle het vir jou toegesluit daarso deur vir weke en naweke en hy so elke 4de, 5de naweek jy amper wil ek sê kon jy op parol uitgaan en dan vat hulle jou weer terug. Maar nou ons het dit eintlik ons parol naweke genoem. Maar dit was streng, jy weet, daai tyd is dit streng en ons het fisies hard gewerk op die plaas ook. Jy weet, daai tyd het hulle daar was nog nie goeie soos kinderarbeid nie. Jy moet ons het nog nie daaraan geglo nie, ons het maar gewerk. Maar jy het geleer, jy weet. En toe sit ek een Sondag in die ontspanningssaal en die rapport het so 'n loopbaan bylaag gehad. En ek lees die ding en ek sien wynmaker. En ek lees die ding en ek dink, ek het nooit gedink
My pa altyd die dryfloop aflaai het by die keller en ek het saamgery. Nooit geweet, daar is 'n ou daar binne wat eintlik van hierdie drywe van my pa wyn maak. Maar toe lyk dit vir my nogal lekker uitdagend. Toe dink ek, wag, ek gaan die dinge gou gee. En toe het ek dit gedoen en ek kyk nooit terug. Dit is absoluut iets wat ek dink as die gogga jou byt nie, dan is dit 'n absolute lewe. Dis nie 'n werkie, dis nie, jy kyk nie op jou horlosie nie en jy kan nie by 'n partytjie wees en die mense kan jou beskuldig van shop talkie, want jy praat oor die ding in jou glas. So, Ja, nou moet geniet dit om daaroor te praat. En vir jou, Pieter Willem? Ja, soos my pa gesê het, ek dink, ek het nooit die druk gevoel om in die bedryf hoef in te gaan nie. Ek is bevoorreg gewees dat ek my lewe lank onder sy vlerk groot geword het en as hy aan die bakkie se sleutel gevat het en ek kon saamgery het ek saamgery. So van 'n baie jong ouderdom af het ek die kans gekry om skouer te skuur met van die groot geeste in die bedryf en kellers van binne en buite te sien en jy weet, so ek het die blootstelling gehad en oorsee ook. En oorsee ook. Ons het, ek dink toe ek 12 jaar oud was, is ons vir die eerste keer Europa toe en daar in kellers rondgestap en weer toe ek in matriek was, so ek het dit gesien en altyd geweet, ja, dit is, jy weet, dit is altyd iets wat 'n opsie is. Maar soos wat jy maar as 'n youngster deur jou paces gaan en jy begin 'n bietjie die wêreld ontdek en goeters so half na kyk wat kan jy jouself sien doen, het ek aan goed gedink en ek bedoel ons is hier in Hermanus waar jy weet ons is bevoorreg as ons hier met ons hande in die wyn is, is ons met ons hande in die grond en as ons hier met ons hande in die grond is ons met ons hande in die see. So en een van my heel eerste vakansiejobs was om by 'n perlemoenplaas te gewerk het hier in die dorp. En toe die marinobiologie nogal vir my geprikkel en dit het vir 'n tydjie lank by my gesit. Boland Landbouskool waar ek was, is nie net 'n landbouskool, dit was ook totaal sportmal, so die sportwetenskap het by my gedraai en ook musiek. Ek is ek sal dink aan om relatief musikaal te wees, alhoewel ek 'n baie lui musikant is. So genadiglik het ek dit nagejaagie. Ek dink ek so baie ver gekom het nie. En tot ek so aan die einde van my graad 11 jaar was, toe is my pa genomineer vir die Diners Club Winemaker of the Year. En hy sê, man, luister as daar... Julle het dit baie geheim gehou, né? Ja. En niemand mag regtig weet nie, en hy sê toe, man, as daar hoegenaamde kans is, en dis nou die Oscar in die bedryf gewees daai tyd, dit is die grootste prys wat jy kon wen het. En hy sê, maar as daar hoegenaamde kans is dat hy dit dalk nou kan wen, sal hy baie graag wil hê sy gesin moet daar wees. En hulle trek toe 'n paar touwtjies en ons is in by die baie fancy event en hy wen het toe die aand. En van daai volgende week af, moet ek sê, dit sy reputasie en sy loopbaan redelik in 'n ander traject ingestuur en tot op 'n volgende vlak gevat en jy weet baie media aandag gekry en almal wou gepraat het met die wynmaker van die jaar en dis toe waar die penny so 'n bietjie vir my gedrap het en gesê, luister ou, jy sal redelik stupid wees as jy nie ook hierdie golf probeer ry nie. En eintlik toe, jy weet, van kleins af maar met jou glasie wyn aan tafel gesit, maar toe van daai oomblik af so half net my kop oop gehou om die inligting in te neem en hoe meer ek toe begin myself oopmaak het tot dit, hoe meer het dit my begin fascineer en hoe meer het ek probeer leer en probeer inneem en ja, van toe af besluit nee, wat dit is wat ek wil gaan swat en wat ek wil word. Ja, dis amazing, maar ek is altyd so klein bietjie jaloers van mense wie se ouers interessante goed gedoen het. Ek is baie lief vir my ouers en baie respek vir hulle, maar jemmal, hulle altyd was in logistiek. Ek meen, hoe vervelig kan jy kry? Hoorie, so jy praat van as jy nie in die kelder besig is nie, dan is jy met jou hande in die grond of met die see besig. Ek was nou al 'n paar keer in die hemel en aarde verlei en al die geleentheid gehad om
'n paar dae daar te kan spandeer, en dis regtig vir my, die naam sê dit alles, is regtig vir my waar die hemel die aarde ontmoet. Dis een van die ongelooflikste mooi plekke, maar daar's ook vir my 'n gees daar, daar's something magical wat daar rondhang. Van 'n wynmaak perspektief af en druiwegroei perspektief af, wat maak daai area so spesiaal? Ja, daar's baie. Ek dink dit strek verder as net, jy weet die Franse term terroir. Die mense speel ook 'n ongelooflike rol om daai atmosfeer te skep, maar ons is bevoorreg om, soos ek sê, by die see te wees, en daai invloed wat die see het, en almal dink altyd dis verskriklik cliché, en dat dit, jy weet, dis 'n storie wat maar net bemarkingswaarde dra, maar dit bied regtig 'n ander angle aan die wyn wat daar gemaak word. Dit kom natuurlik met 'n uitdagings, want jy het ekstra humiditeit en ekstra vog, so om daai uitdagings te kan bestuur. Maar ons is een van die min streke in Suid-Afrika waar jy van hierdie tipiese koelklimaat cultivars kan produseer teen die hoogste kwaliteit. Goed soos Pinot Noir en Chardonnay en Sauvignon Blanc, wat, ja, jy kan dit oral groei en jy kan oral 'n wyn van dit maak, maar dis hier waar daai cultivars met jou begin praat en hulle volle potensiaal begin wys, waar jy met van die oudste gronde in die wêreld sit, en alles eintlik net perfek in mekaar pas om die fantastiese elegante wyne te kan maak wat jy nêrens anders in Suid-Afrika of in die wêreld kan maak nie. En dit is 'n hoë risiko area ook. Jy weet, jy dink aan hemel en aarde, is alles maanskyn en rose, maar dis 'n Ek was al daar as die weer ook opkom, Bartie, as die weer daar opkom, kan dit 'n lelike storie wees. Ja, jy weet, ons het in 2023 het ons 180 mm reën in Parstyd gehad. Is 'n ding wat 'n ou geskryf het, in die ou dae, was dit 'n regtig moeilike vallei, maar toe was daar nog nie, ek praat nou baie jare terug, het hulle ook gesê, die mense het hard gewerk om 'n bestaan te maak. Jy kon nie, hoe het hulle gesê, jy moet nie verwag dat 'n gaarduif in jou bek gaan invlieg nie. Moes ander woord, jy moet jou vinger trek, jy moet werk. Ja. Was baie mooi gestel gewees. Ja. Bartie, ek wil dalk net, jy het nou die Franse term terroir gebruik, dalk net verduidelik vir die mense, wat beteken dit? Want dit is 'n term wat mense gewoonlik hoor as hulle na 'n wynproe toe gaan, maar dalk is daar iemand wat luister wat nie weet wat beteken dit nie. Wat is dit? Dis 'n woord wat jy glad nie kan vertaal in enige ander land nie, in 'n ander taal nie. Dis 'n Franse naam wat nie en almal gebruik hom. Dis terroir is internasionaal nou. Maar dis alle invloede buite die menslike invloed. Alles wat 'n wingerdstok sal beïnvloed behalwe die menslike faktor. Jy weet, dis die son, altyd in die woord terrein, as ek dink as ek woord terroir, die grond, die jalling, die weerstoestande, die reënval, al daai goeters, natuurlike plante groei, ja, en al die mikro en makro, fauna en flora, en ek bedoel in Suid-Afrika en veral hier waar ons tussen die fynbos sit, is terroir nie net vir ons 'n buzzword nie, dit is iets wat werklik waar gewig dra, want ek bedoel, die van julle wat nou al 'n waterstroompie in die Kaap gesien het, hoe dit soos tee lyk, ek bedoel, dis daai water kom by die wingerdstok, dit het 'n invloed op daai winger, dit is al die minerale en goed wat opgeneem word, sonintensiteit, en as jy 10 km, 15 km verder skuif van hier af, dan lyk dit weer heeltemal anders. Jy het ander hellings, jy het ander grondtipes, jy het, so, die Kaap is 'n verskriklike diverse omgewing om wyn in te kan verbou. Hulle sê daar's meer blomspesies op Tafelberg as wat daar in die totale VK is. Ja, so ongelooflik, né? En elkeenetjie groei in 'n spesifieke terroir.
of dit nou in 'n valleitjie is, of teen 'n klip, of teen 'n helling, of teen 'n hoogte bo seespieël wat dit beïnvloed, maar elkeenetjie het sy plekkie. En dit is wat nogal ons hele bedryf uniek maak ook. Ja, Leon Kliege, die bekende tuinboukundige wat altyd na die Chelsea Flower Show toe gaan, ons het so ruk terug met hom ook gepraat, hy beeld dit vir my altyd so mooi uit in sy designs, van hoe goed is op spesifieke maniere groei en waar hulle moet groei, soos wat hulle in die natuur groei op die einde. Maar die vraag wat ek die hele tyd aan dink is, en dit het baie na afleiding van ons wynproe wat ons saam met Pieter Willem gehad het, en die manier hoe hy vertel het van hoe hulle wyn maak. Is wyn maak 'n kuns of is dit 'n wetenskap? Ek dink jy gaan 'n ander antwoord by elke ou kry. Ek sien dit as 80% kuns, 20% wetenskap. Jy kry wynmakers wat chemieboeke opeet, van die oggend tot die aand is hulle lief vir daai klas ding. Ek dink is 'n absolute, dit gaan oor gut feel, dit gaan oor jy moet 'n bietjie kunstsinnig wees, nie kranksinnig nie, kunstsinnig. Ek sê hulle ook, ons is 'n bietjie mal om sekere goeders wat ons doen, en dan op jou en as dit uitwerk, dan skrik hulle nogal. Ja, ek dink daar's definitief 'n balans om te handhaaf. En as ek nou uit my huis uit moet gesels, dan my vrou wat nou ook 'n wynmaker is, het volgens die boek geleer. En sy het met al die goue medaljes op universiteit weggestap van die beste student, en jy weet, en sy het 'n verskriklike ja, nogal. Ja, sy is bereid. Indrukwekkende skoondogter, Bartu. Sjoe. Maar jy weet, sy kom nie uit 'n wynmaak agtergrond uit waar sy die blootstelling aan wyn gekry het nie. So sy het in die wynbedryf ingestap met 'n verskriklike wetenskaplike bril op en 'n baie kliniese benadering van die wyn moet sekere boksies tik. Ja, 1 + 1 is 2. Yes. Waar ek het die wetenskap en daai goeders geleer van wyn, maar ook verstaan dat, ek bedoel, ons buurman wat langs ons wyn maak is 3 kilos, jy weet, hulle kellers het 3 kilos van ons af, maar die wingerde is amper teenoor mekaar. Ja. So jy moet daai kreatiwiteit hê, jy moet iets na die tafel toe bring wat jou wyn gaan diferensieer van jou buurman se, of net om, jy weet, ons slagspreuk, hier is dat daar uniekheid in elke druppel is, en jy moet dit kan bewerkstellig deur daai kreatiwiteit en verskillende metodes en die hele tyd te probeer boundaries push, want as jy dit nie doen nie, dan kan jy maar net sowel, jy weet, groot koöperatiewe homogene tipe wyn maak wat regtig geen identiteit gaan hê nie. Ja, ons wil kan sê elke wyn wat ons maak is anders, is uniek. Daar moet 'n uniekheid wees. Dit help ek gaan vir jou sê, maar luister, jy moet ons Sauvignon Blanc koop van 210 rand 'n bottel, maar die buurman se kos 170 rand 'n bottel, dan sê ek, maar ons is klein, onthou ons overheads is soveel hoër. Dis nie jou probleem nie. Maar as ek vir jou die storie kan vertel en die wyn kan dit wys en dit is iets wat 'n ander ou nie doen nie, dan maak dit 'n verskil. Ek dink julle kry dit baie goed reg, en ek lees ook jy skryf hier so, die taal is deel van die terroir, wat ons nou net gedefinieer het vir almal. Net soos die grond, die klimaat en die kultuur, eerlik en eg. Dit sê, hier kom die wyn vandaan. Dit sê, ek is nie besig met bemarking nie, ek is besig met 'n uitdrukking. En dit plaas jou in die wêreld tussen ander ware wynmakers en die handelaars nie. En dit het vir my so uitgestaan, ek en Matthys het daaroor gepraat na die proe saam met Pieter Willem. Die manier hoe jy die proe hanteer, Pieter Willem, jy druk dit nie in mense gesig nie, daar is geen snobisme in jou proe van, ek het nie een keer gehoor wat jy sê, okay, so as julle hom nou swoel en julle ruik hom, dan gaan julle nou perske ruik.
En dan gaan almal ewe skielik, ja, o, hemel ja, nou ryk ons almal ewe skielik perske. Jy het dit regtig, jy het ons bekoor met jou ongelooflike stories en ons het gepraat nou van jou vrou die wynmaker en ek wil graag jy met luisteraars die storie van julle deel en van die Malbec wat julle saam gemaak het. Maar dit is my so nice van julle. Dit is so nederige tentoonstelling van julle absolute kuns en van julle passie. En dis 'n storie. Jy sê nie net vir almal wat hulle moet proe in die wyn nie. Jy los dit vir hulle om self te besluit wat proe hulle in die wyn. Ek onthou byvoorbeeld die een Sauvignon Blanc, ons gaan nou oor hom praat. Vertel eers vir ons die storie van die Malbec asseblief. Ja, Sol, my vrou is van Mendoza in Argentinië en ek het die voorreg gehad om in 2017 het ek 'n parsseisoen in die Napa Vallei in Kalifornië gewerk waar ons in 'n absolute chaotiese huis gebly het. Ons was 3 Suid-Afrikaners, 2 Brazilians, 2 Argentyne wat saam met ons gebly het. Daar was 'n Spanjaard, 'n Italianer, maar dit was absolute chaos, maar ek bedoel jy die beste tyd van jou lewe gehad. Maar die klomp Argentyne wou toe baie graag hier na die einde van die pars toe wou hulle baie graag so half 'n oesafbraai gehou het en 'n klomp pelle genooi het en hulle nooi toe en jy weet daar's 'n groot span wat opdaag en is van ons pelle wat in die nabye omgewing was, want ek ken maar baie van die mense wat ook van jou land daar in daai omgewing operate vir die pars. En is 'n groot crowd en die Argentyne, ons leer hulle toe eintlik die aand leer ons hulle brandewyn drink, bottom line. Okay. Die Argentyne wat saam met ons is, ons het 'n 13 jaar oue 80% alkohol brandewyn in die wynkelder gehad wat ons gebruik het om ons port mee te fortifiseer, om alkohol by die port te sit. So, ons het toe 'n bietjie van dit gesteel en die aand onder by die huis uitgekuier en die Argentyne wat almal genooi het vir hierdie braai, want hulle is selfs soos ons, is hulle ook lief vir braai, hulle is lief vir vleis, hulle is lief vir kuier. Maar die brandewyn maak toe dat die Argentyne voor die vleis gaar is en gelukkig is daar toe 'n boerklong wat sy hand in die lug kan steek en sê, is okay ouens, die ou het al gechop en gedop en hy ken brandewyn. Hy is nie bang vir brandewyn nie. Ek sal seker maak die massas word gevoer en soos wat ek die vuur oorneem, toe kom wat nou vandag, my vrou is in die trap afgestap, sy en 'n paar pelle en sy sien die ou wat hier staan met 'n bietjie van 'n blasvel, donker hare, is einde November gewees, so ek het nog 'n snor ook gehad van November. En sy nog te dadelik, maar die ou moet ook 'n Argentyn wees, is aan die Argentyne wat vir hulle genooi het, en toe sy by my kom staan en vir my sê, hola, ¿cómo estás? Wat so estás? Toe slaan ek ook amper so om soos die Argentyne wat in die brandewynpot geval het. So, bietjie gesukkel om mekaar te verstaan hier aan die begin, want ek bedoel, sy het nou net die Amerikaanse Engels onder die knie gekry, en hier kom ek met my boere Engels, en die aksente meng nie lekker nie, en ons kry mekaar nie verstaan nie, maar toe ons mekaar uiteindelik nou beter leer verstaan het, of leer ken het, toe het ek vir haar gesê, maar luister, ek het nou genoeg gesien, jy moet Suid-Afrika toe kom, jy moet 'n pars by ons kom doen, en jy moet kom kyk, hoe doen ons goed hierso, jy weet nou natuurlik van 'n paar ander plekke in die wêreld, en Suid-Afrika was op haar bucketlist gewees, sy wou dit graag kom sien het, en wou graag kom ervaar het wat ons hier doen, en toe sy by ons kom, toe pitch my pa dit eintlik vir haar, maar luister, wil jy nie vir ons wys hoe om Malbec te maak nie? Nou, Malbec is die grootste en die gewildste kultivar uit Argentinië uit, en Malbec het 'n huis gevind in Mendoza, is 'n tradisionele Franse kultivar, maar Argentinië en spesifiek Mendoza maak die beste Malbecs ter wêreld, en ons het dit in Suid-Afrika, maar dit is 'n regte daar is nie vreeslik mense wat daarin spesialiseer nie. Daar's hier en daar 'n keller of 2. En haar oë het onmiddellik soos 2
flipping liggies aangegaan en ja, nee, yes, sy wil saam, ja, sy wil wys, sy wil dit doen, en ons maak toe een vaatjie Malbec. Dit was in 2018 gewees, en dit het ons so half gebruik, toe ons die wyn geboteleer het ons so half eintlik gebruik as 'n maatstaf om te kyk, wat sê die mense daar buite van Malbec? Nou, een vaatjie gee vir jou 300 bottles. 300 bottles is dalk 'n bietjie min om 'n following mee te kan bou, en nie sê dis te min om self uit te drinkie, maar jy lyk soos jou eie beste customer as jy dit doen. So, ons het maar so tussen botteltjies uitdeel, hier en daar enetjie verkoop, en tussen pelle gedrink, en net gehoor wat sê mense daarvan, en die terugvoer was so oorweldigend goed gewees, want dit is so 'n diep en ryk rooiwyn kultivar, maar hy het die verskriklike droë tannine, jy weet wat voel asof dit die enamel van jou tande aftrekkie. So daar's 'n sagtigheid daaraan, daar's 'n elegansie, maar nog steeds krag en nog steeds gewig, en hy het hierdie mooi donker bessiggeure en hierdie ryp pruime, en toe ons die terugvoer begin kry, toe sê ek en sy net vir mekaar, luister, hier moet ons moet iets hiermee doen. En ons moet vir onsself 'n bietjie van 'n identiteit probeer skep rondom Malbec, want daar's 'n groot geleentheid, daar's min mense wat dit in Suid-Afrika as 'n enkel kultivar produseer, dit word hoofsaaklik weggeblend, en ons moet probeer kyk, wat kan ons daarmee regkry, en toe het ons daar al 'n bietjie rondgegaan, ons het uit die Elgin Vallei uit algemaak, uit Botterivier uit Stellenbosch uit, en nou uit Wellington uit. So, ons het nou al 'n baie goeie verstaan van die cultivar, en waar hy werk, en wat hy wil hê. En ons is baie eintlik bevoorreg, en eintlik so 'n bietjie gehumble deur die terugvoer wat ons van die wyn kry. Ja, die storie is nice, en ons het baie moeite in die verpakking ingesit. Dit vat baie wyn om dit ook te kan doen. Beautiful label. Juices aan die vloei kry. Die tweede bottel. Ja, maar daai juice. Ja, van daai juice loop. Of net die tweede. Maar ons moet ook die verpakking en die storie moet daai eerste bottel aan jou verkoop, en daarna moet dit wees wat binne in die bottel is. En daarso het ons verskriklike goeie terugvoer gekry, en ja, mense onthou die storie. Byvoorbeeld toe ek nou vanmiddag hierdie enetjie oopmaak, en ek kyk nou weer, terwyl jy nou so gesels, kyk ek nou weer hier na die etiket, en toe onthou ek hierdie gebroke etiket wat jy vir ons vertel het van die 2 kontinente wat jy hier uitbeeld wat mekaar ontmoet. Ja. Nee man, hy jok vir jou. Dit is waar die Onrus rivier met die vloed deur ons plaas is. Was dit 'n kakstorie, Bartu? Ek het al voorgeval. Ek kry baie mense aan die lag oor, so ek sal hom laat wegkom nog al meer. Maar die hele idee is, jy weet, Suid-Afrika en Argentinië is 2 wat ons noem nuwe wêreldwynlande. So ons is nie die ou tradisionele Franse of Spaanse of Italiaanse wynindustrie nie. Met kolonialisme het die wyn maar hier aangekom, en daar's baie benaderings wat dieselfde is in Suid-Afrika en Argentinië, omdat ons meer aan die bemarkingskant, die wynmaakkant baie anders, want weer eens die terroir is soveel anders, maar wat ons net probeer doen met daai etiket, waar hy agter uitgesny is, waar 'n ou kan sien, dis eintlik die ooskus van Suid-Amerika, wat lyk asof dit in die weskus van Afrika moet inpas, en soos dit nou volgens die teorieë uitmekaar uitgeskuif het, probeer ons die twee nou eintlik weer 'n bietjie nader trek aan mekaar. En as jy op 'n kaart gaan kyk, dan sit Kaapstad, Buenos Aires en Mendoza sit eintlik op dieselfde breedtegraad amper. En ons het 'n punt gesit op Hermanus, en ons het 'n punt gesit op Mendoza agter op die label, om te wys dat ons op dieselfde breedtegraad lê, en dit is eintlik wat maak dat ons die Argentyne kan Malbec daar maak, maar dat ons dit hier ook gedoen kry, want die seisoene is dieselfde, die dagligure is dieselfde, dit help dat jy die cultivar kan ryp kry. Dit is 'n bietjie van 'n later ryp wordende cultivar, so jy het 'n bietjie ekstra son en 'n ekstra bietjie hitte vir hom nodig. So ja, dit is op die einde wat maak dat ons dit daar sal kan doen en hier kan doen.
En dit is deel van daai storie wat ons wil oordra het, as die twee bietjie probeer nader trek aan mekaar. Ja. Ja, dis 'n beautiful story. Wanneer het julle toe nou begin in 'n verhouding as nou liefies? Het dit alles gebeur as gevolg van Malbec? Of waar dit of Nee, is dit was dit die toe jou brandewyn, Matthys. toe jou pa gesê het jy moet nou Malbec maak, toe het hy gedink hier moet ek my seun nou help getroud kry en hierdie girl kan dalk vir ons iets beteken, of wat het gebeur? Nee, hy het al baie, my pa het al baie invloed in my lewe gehad, maar daar het hy nie veel van 'n sê gehad nie. Ek dink ek het my mind redelik vroeg al opgemaak. My ma sê ook, toe ek haar op die lughawe gaan haal het, en ek kom op die plaas aan, en toe ek die deurval oopmaak en sy uit die kar uitklim, dus blykbaar haar woorde in die myne nie is, wel hier klim haar, sê sy vir my pa, hier klim haar skoondogter nou uit die kar uit. Ja, en jy maar weet, mense maar weet. Ek, 'n ma sal weet, sy het dit natuurlik nie toe vir my gesê nie, maar toe ons nou geringde duiwe is, toe kom sy nou uit met die storie, so... Ek het heel iets anders gesê. Ja, ek vat dit op met Ek wil graag hoor, Bartu, wat het jy gesê? Ek het gesê, as ek geweet het my skoondogter gaan so mooi wees, dan het ek al 10 jaar terug vir hom gesê om haar te vat. Dat sê, ja. Wel, match made in heaven, en praat van etikette ook. Ek meen, elke liewe een van julle etikette is regtig, dis 'n stuk kuns. Julle speel so mooi met woorde. Byvoorbeeld, julle het 'n Sauvignon Blanc genaamd Huiskool. Pinot Noir is fluister, is my so mooi naam vir 'n Pinot Noir. As ek nou ooit 'n woord moes kies net om 'n Pinot Noir te beskryf, hy fluister absoluut vir my. Jou Round style, wat ek dink is mos die GSM blends geweet die SMGV. ja, skielik daar kom my onkunde uit. Die Mourvedre, Grenache en Viognier, baie dankie. Ja, genaamd Groepsdruk. So mooi, so kan ek aangaan. My gunsteling natuurlik is die Method Cup klassiek genaamd Dom. Ek kan nie verstaan dat enige Suid-Afrikaanse maker van Method Cup klassiek nog nie daaraan gedink het nie. Dis fantasties, maar natuurlik is speling op die Afrikaans ook, sowel as die actual champagne. En Bartu, jy het in die wêreld. Ja, absoluut, ek is mal daaroor. Slimme marke moet 'n bietjie tong in die kies. Met 'n bietjie tong in die kies en so mooi Afrikaans. Bartu, en jy nou moet ek hierdie mooi uitsê, want hierdie kan baie verkeerd uitkom, die Tinteltong toekenning gewen vir die pragtige Afrikaans op jou etiket, en ek het nou vroeër gesê jy bottel in Afrikaans. Vertel vir ons bietjie van jou verhouding met Afrikaans en jou uitleef in Afrikaans. Ja, ek moet sê, daai enetjie was nooit op my bucketlist nie, hoor. Ek het in my wildste drome het ek ooit kon dink dat iemand vir ons gaan vereer met 'n toekenning vir die gebruik van Afrikaans. Maar jy weet, ek was die ouwe Hermanus Pietersfontein in 2015 geïnisieer het. 2004, jammer. Ek het 'n ou genader wat 'n kappel wat 'n bietjie dieper sakke het, is ek. Maar ek het op daai stadium vir hulle 'n bietjie wyn gemaak. In ons ou kellertjie wat sommer in die industriële gebied was in Hermanus, en ons het en ek het toe die geleentheid gekry om te gaan kyk na 'n stuk grond wat in die mark is, en 'n lang storie kort, ek het vir hulle gevra of hulle sal belangstel in 'n joint venture. En toe het ons die keller gebou, en ons het dit saam begin tot in 2014 wat ek my aandeel het gaan het vir, en ons eie ding begin het hier. Maar daar het ons besef dat Afrikaans kan werk. Ons het daar besluit, ons gaan dit nie. Ek dink ons moes seker die eerste keller daar gewees het wat dit 100% hulle het mos die posmeester gehad en die skoonsissie vir wyne en vir wynkellers, maar dan is die hele label is Engels. En ons het toe besluit, ons doen dit in die heilige taal Afrikaans en klaar. Ons is, en mense vra baie vir jou dan nou nog, hoe verkoop julle hulle wyn in Denemarke of in Amerika of in Swede wat nog nooit eens gehoor het van Afrikaans? Dan sê ek altyd, hoeveel Amerikaners kan Frans praat?
hoeveel, as ek na 'n land soos Frankryk of Italië of Spanje of Duitsland toe gaan en ek wil hulle absolute premium wyn koop, dan sal dit net in hulle moedertaal wees. Sodra daar vir my 'n tweede taal of Engels op hy label is, dan is dit vir my 'n teken van dit is nie hulle allerbeste nie. En ons het dit ook gegeer, ons het altyd maar ook gedink, of my gevoel was, kom ons sit nou vir groepsdruk een kant, want hulle donder hom nogal lekker op. Maar jy moet, ek as 'n persoon hoef nie te verstaan wat dit beteken nie, maar jy moet hom net kan uitspreek. Soos hulle gesê het, klein boot, maar het 'n klein boot uitgespreek gekry. So hulle gaan 'n bietjie bubbles op met, kom nogal snaaks uit, as hulle kous, want hulle kan nie en hulle kan ook nie rr nie, so. Ja. Wat is die mooiste Afrikaanse woord wat wyn beskryf vir julle? Of die beste Afrikaanse woord wat vir julle wyn beskryf? Wat is jou nou? Vir my is dit is nie, miskien nog nie 'n uitsoek woord nie, maar iets wat ek nogal hou in 'n wyn, wat dis vir my 'n verskriklike belangrike woord, is integrasie. Daai wat alles moet soos 'n absolute handskoen pas by mekaar. Jy ek wil nie hê jy moet die alkohol kan proe, dat die alkohol jou brand, of die tannien moet 'n bietjie uitstaan, of die suur moet 'n bietjie apart wees van die wyn. Jy weet, hy moet soos alles moet met mekaar trou. Ja. En ek dink as ek een moet kies, dan sal ek, ek kan hom in Engels gaan vertaling gebruik, maar 'n wyn met gevoel. As jy Afrikaans praat, dit sê ook lekker om te sê dat 'n wyn gevoel het. Ek bedoel, dit is 'n bietjie van van jou eie gees en jou eie siel wat jy 'n bietjie in daai wyn ingesit het. Jy nurse hom so mooi al die pad deur al sy stappies en om al die boksies te tik, soos wat hy al deurgaan. En op die einde, as jy daai gevoel aan daai wyn gegee het in die wynmaakproses, is dit waar mense dit in die bottel ook eintlik optel. Dalk 'n ou wat nie so 'n gesoute, noem dit 'n wynkonnoisseur is, of 'n ou wat nou regtig, jy weet, dag in en dag uit 'n wyn probeer sit en ontleed het, gaan iets spesiaal in daai wyn kry, en hy gaan dalk nie dadelik sê, jy sê die wyn het gevoel nie, maar totdat ek sê in Amerikaans het om die storie aan hom oor te dra, of hy die storie agter die wyn verstaan, dan sal hy ook sê, yes, dis 'n wyn wat gevoel het. Of as die bottel klaar is, dan het jy ook 'n gevoel. Dan is dit 'n lekker gevoel. En daai gevoel, dink ek, beeld ons nogal ook mooi uit in die feit dat ons daai name het. Jy weet, ons kan nou baie maklik net op die voorkant gesit het, Sauvignon Blanc of Malbec. Maar dis ons 'n lewendige ding. Wyn is lewendig. Party mense sal nou sê ek is mal, maar dis mense wat regtig 'n passie het vir wyn. Absoluut. Hy moet 'n naam hê. Die essence sit ons eintlik op die rugetiket, né? Die cultivars en die alkohol en die versnit en daai goed, dit is agterop. En ek bedoel, jy kan nie gewoon niks verander in dit nie. As jy kurk in die bottel is, kan jy maak wat jy wil. Jy gaan nie die blend kan verander nie, jy gaan nie die alkohol kan verander nie. So, as 'n ou vir my ook vra, luister, wat was die ontleding van daai wyn wat julle in 2023 gemaak het? Sê ek weet nie, ek skryf niks neer nie. Die kurk in die bottel. Ja, hy lewe en hy evolve absoluut, en dit het vir my so uitgestaan. Pieter Willem, jy moet my help. Wat was die Sauvignon Blanc? Ek weet ek het hom bestel, maar ek is nie seker wat sien dit was op daai stadium op daai Vrydag aand nie. Dit was meester gewees, ja. Was dit meester wat het ons net meester geproe? Ja, ek dink dit was dis die enigste een van ons Sauvignon Blancs wat ons geproe die aand was meester. Okay. Ja, want ek het okay, great. Want ek het hom initieel het hy hom vir my gegooi, en ek het so een sluk in 'n reuk gevat en vir Matthys gesê, nee, ek hou baie van Sauvignon Blanc, maar this is not up my alley. Hy was vir my amper te soet, amper soos 'n semi-soet aan die begin. Ja, baie fruity. En ek het hom baie fruity, ja, en ek het hom so 'n bietjie gelos en om toe nou maar weer gedrink, want hy's in my glas, so wat gaan ek nou maak? Ek is Vrydag aand, laat ek hom nou maar weer drink. En daai wyn het vir my so verander binne 'n paar minute.
dat hy het uitgedraai as een van my gunstelinge van die aand. Dat ek nadat Matthys sê, ek kan nie oor hierdie wyn kom nie. Dit is vir my absoluut, dit gee vir my, of dit wys absoluut vir my hoe wyn lewe, hoe dit verander. Van bottel tot glas, minuut by minuut verander dit. Ja, ons probeer altyd, en veral met Sauvignon Blanc, jy weet, daar is so baie Sauvignon Blanc daar buite. Dit is een van die gewildste cultivars in ons bedryf. Dit is een van die wyntypes wat die meeste uitgevoer word van Suid-Afrika af na die buiteland toe. So ons moet regtig 'n bietjie uit ons pad uitgaan om iets te probeer skep wat uniek is. En ons weer eens om onsself te probeer te diferensieer van die res van die bedryf. So met meester veral, meester is so half ons vingerafdruk van al ons Sauvignon Blancs. Dis die wyn waar ons regtig soveel as moontlik van al die komponente waarmee ons werk in die kelder, eintlik so 'n bietjie van alles bymekaar het. So ons werk hoofsaaklik met 3 wingerde, alhoewel ons nie self Sauvignon Blanc op die plaas het nie, of wat in produksie is, ons het wingerd wat geplant is, maar dit dra nog nie, dis nog babietjies. Het ons 3 wingerde wat ons tans mee werk. Die een is in die Elgin Vallei, die ander een is hier by ons in die Hemel en Aarde, net so 'n bietjie in die pad op, en dan het ons een nader aan Kapagallas, wat een van die mees suidelike wingerde in Afrika is. En al 3 van hulle is relatief naby aan die see. So dit is een ding, een boksie wat altyd getik moet word. Maar wat ons doen is, waar ander ouens dalk nou in die wingerd sal instap en sê, right ouens, hierdie druiwe is ryp, pluk. Gaan ons pluk 2 of 3 keer uit elke wingerd uit, om seker te maak dat ons druiwe op verskillende ryp word, of rypheidsgrade het, en dan in die kelder inbring, en elke een van daai, noem het pasels, hanteer ons 'n bietjie anders. Een van hulle gaan in so 'n vat in, die ander een gaan in 'n tank in, die ander een, ons het nou onlangs begin werk met konkriet, so ons het 'n groot konkriet eier in die kelder, so van dit gaan in die konkriet eier in. Van dit word wild gegis, van dit word met 'n kommersiële geskulptuur geïnokuleer. So ons probeer soveel as moontlik boustene skep, om dan hierdie, noem het soos 'n kindjie wat met Lego blokkies speel, en wat ietsie wil bou uit daai Lego blokkie uit, en hy het al daai komponentjies nodig wat hy bymekaar moet sit om op die einde sy eindproduk te kan kry. So ons het 'n idee wat ons wil skep, ons het die boustene in die kelder, en dan gaan dit daaroor, as ons net voor bottelering kom, dan wil ons al daai goedjies bymekaar sit, ons wil al daai blokkies in die regte plekkies insit, om dan 'n wyn te kan maak wat nie net eendimensioneel is, 'n wyn wat daai gelaagdheid het, wat layered is, wat kompleksiteit het, en dan soos my pa gesê het, een van sy gunsteling woorde is, daai wyn moet integrasie hê. So dit is waar ons oor die algemeen 'n bietjie langer vat om ons Sauvignons te maak. Ons stel nooit 'n Sauvignon Blanc vry in dieselfde jaar wat dit gemaak is. Dit is altyd, ek bedoel, ons is nou halfpad deur 2025, julle het die 2023 geproe, wat nou al 2 jaar plus oud is, maar die wyn begin nou eers mooi ontwikkel en eintlik mooi wys. En dit is deel van ons filosofie, dat ons glo daarin om ons tyd te vat met Sauvignon, want goeie koelklimaat Sauvignon Blanc begin na jaar 2, 3 en 4, begin hy eers eintlik sy ware kleure wys. Ons het 'n gesegde wat ons volg, ons werk in 'n loopbaan, nie in 'n renbaan nie. Ja. As jy verstaan wat ek sê. Absoluut. En dit is nogal 'n karaktereienskap ook van 'n wynmaker is, jy moet toch nooit 'n kool in jou dinges wil vasknyp nie. Jy weet, jy moet 'n bietjie van 'n meer rustiger geaardheid hê. Ja, en meeste van ons wynmakers het daai gesegde van jy werk in 'n loopbaan en nie in 'n renbaan nie op universiteit al begin toepas. Ja, Maar sy ekstra jaartjie ingebou. Hoorie, dit is as gevolg van wyn dat ek ook daai toegepas het op universiteit. Ongelukkig ek ook. Net terug na die name toe. Wat gebeur? Sê weer Bartu?
Ek het gedog is net nie by die maties wat dit gebeur hier in die wynlande, so daar bo ook gebeur. Nee, Pretoria. daar op Tuks loop wyn soos niks, hoor? Ek weet, Hatfield was 'n baie studente se ondergang geweest daar. Verseker. Hoorie, terug na die name toe, dis alles skoolverwante name, byvoorbeeld meester en ouskool en houtskool, vleister, groepsdruk, vloekskoot Wynskool. en so kan ek aangaan, maar daar is 'n wynskool ook deel van julle stal en Bartie, ek dink as ek reg is, het dit alles ook te doen met die 2010 Diners Club wynmaker van die jaar, het daai wynskool beginsel begin. Wat is dit presies? Want ons het so vinnig daaroor gepraat ook by die tasting, maar vertel vir ons, wat is die beginsel agter wynskool? Toe ek nou hierdie eer te beurt geval het met die Diners Club wynmaker van die jaar, het ek sê nou wel, dit was 'n Saterdag aand wat ek die toekenning gekry het en ek was toevallig die derde, dit is een van die oudste toekennings in die land. Ek was in 2010 die 30ste wenner. En ek moes toe die maandag by 'n media ding wees, waar hulle nou onderhoude en kiekies vat en bla bla bla, jy weet al en nou sit ons na die tyd en ons eet iets en ons drink 'n glasie wyn saam met die CEO van Diners Club en die direkteur van landbou van Standard Bank en sovoorts. En hulle sê vir my, maar hulle hou vreeslik baie daarvan. Hulle is baie trots op die verbintenis wat hulle nou vir 30 jaar al met die wynbedryf het. En of ek nie weet van enige ander inisiatiewe waarin hulle kan deelneem in die wynbedryf. En dit is toe net, toe Sunay en ek begin dink het, Sunay, my vrou, sê maar, begin dink aan 'n nuwe, om 'n wynakademie te begin vir skoolkinders. En ek sien hulle oë rek so, ek sê, wat is dit? Ek sê, man, ons wil die boodskap oordra. Ons wil vir kinders die wynbedryf aan hulle voorstel. Wat is die uitdagings in die wynbedryf? Hoe lyk dit in die wynbedryf? 'n bietjie van die kuns van wyn maak, 'n bietjie die verantwoordelikheid wat saam met wyn gaan en natuurlik dat dit 'n loopbaankeuse kan raak. Eerste want hulle is toe mal daaroor. Hulle sê maar asseblief kan ons hier 'n besigheidsplan aan hulle voorlê nie en daar het my vrou natuurlik die dam heel onder die eend uitgedruk en die heel beste ding vir hulle geskryf. En toe begin hulle dit borg. En hulle het dit nie met klein geld geborg, hulle het dit behoorlik geborg. En hulle wou dit toe noem The Diners Club Bartow Eksteen Wine Academy for Young Winemakers. En dan gaan jy met die naam van die wyn 2 keer om die bottel. Toe ons die handelsmerk wynskool geregistreer. WIJN, soos die Hollanders soms sê, maar skool soos ons soms sê. Die Hollanders praat van school, soos die Engelse omskryf. En dit het toe nou dit is die akademie. Toe het hy nou vir 8 jaar by Boland Landbouskool, ons om daar aangebied. Ons het 'n ou melkstal gekry wat ons gerenoveer het in 'n mooi kelder. Dit was regtig 'n mooi kellertjie. Dit was baie funksioneel, het alles gehad. Hy het regtig alles gehad. Ek het vir hulle reguit van die begin af ook gesê, ek wil nie 'n ding begin met hand-me-downs van in 'n ou kelders van toerusting wat hulle uitgegooi het en wat heel moontlik vir ons hopeloos te groot gaan wees nie. Ek wil ook die kinders blootstel aan die moderne tegnologie. Ja. En toe het hulle daarvoor ook geval. En ons het nou, ons het daai kelder in 2018 toe het hulle 'n nuwe CEO en die sê toe maar sy wil daai geld gebruik vir bemagtiging in die wynbedryf vir vrouens. En toe sê ek nou wel, ek dink ek het dit nie hardop gesê nie, maar ek het gedink dit was 'n baie dwaase besluit wat sy toe geneem het, want toe het ek nou al 'n jaar of 2 weg by Hermanus Pietersfontein en ek kon dit nou alles gee nie, of ons nou, ek bedoel, toe is Pieter Willem al saam met dan kan ons hom nou lekker gas gee en lekker inkleer. En toe klim sy uit en wat kry ons vir daarvoor? Ons erf 'n wynkelder.
Die Okay. akademie het aan ons behoort. So al daai skenkings was toen aan ons geweest. Toe skuif ons die kelder hiernatoe, Hermanus toe, Hemel en Aarde toe, toe het ons in 2015 die plaas gekoop, toe het ons nou, in 2019, toe skuif ons om hiernatoe. Toe het ons eerste paars hier gehad. En daar's 'n moontlikheid dat die wynskool 'n nuwe gedaante binnekort gaan aanneem. Is ek reg as ek dit sê? Wil julle join? Ja, ons wil kom wyn maak. Ons wil kom skool uitdaag. Ons wil by die meester leer. Ja, so met die skuif Hermanus toe van die akademie en ons het dit toe 100% op ons eie stoom, ofwel toe ons dit op ons eie stoom moes gedryf het, en ons besluit wel in daai geval, jy weet, ons skuif het Hermanus toe en ons kom bedien ons eie gemeenskap. Het net toe ons die eerste oes so half in die kelder wat ons nou hier ingerig het, deur is en gedink het raai, het ons al die krekeltjies nou lekker uitgestryk, ons kan nou, die volgende oes gaan ons nou kan, jy weet, reg wees en die akademie aan die gang kry, toe tref COVID ons. So toe is dit heeltemal buite die kwessie om so 'n akademie en met die alcoholbans wat in plek was, om dit te kon probeer up and running kry hier rond was regtig, dit was onmoontlik geweest, en toe het ons eintlik in 2023 weer gekyk of ons nie die ding weer aan die gang kan kry en met die kinders uit die plaaslike gemeenskap se skole uit te kan intrek, en die belangstelling was baie teleurstellend geweest. En dit is eintlik maar hoofsaaklik omdat ons nie in 'n tradisionele wynarea is nie. Wyn is nie, jy weet, die Hemel en Aarde Vallei sit agter die berg in Hermanus. Mense, kyk, dis mos baie keer out of sight, out of mind. So daar is nie 'n wynkultuur wat in Hermanus rondloop en mense wat besef dat jy met een van die premium wynstreke van Suid-Afrika op jou agterstoep sit nie. Ja. En dis waar ons daar 'n bietjie begin laat gaan het aan die idee. Ons begin nou hopelik binne die volgende 2 tot 3 weke met 'n paar kelder renovations, dat ons 'n bietjie die kelder uitbrei en 'n bietjie spasie vir ons gaan maak, om te kyk of enige iemand wat belangstel in wyn. Dit hoef nie skoolkinders te wees nie. Enige iemand wat belangstel daarin om te leer oor wyn en dalk daai faaitjie vir hom en 'n paar pelle wil maak, daai ouens in te kry, dan help ons, gaan natuurlik, ons vra vir jou wat se wyn wil jy maak, ons kyk na wat se cultivars van waar af, ons het al die kontakte om al die druiwe te kry, ons het die toerusting, en mense kom in, hulle kom spandeer 'n naweek of 'n lang naweek saam met ons verwerk, ons doen al die groot werk, al die moeilike werk wat aan die begin in daai wyn ingaan, en dan pas ons hom nou maar vir jou op totdat hy reg is om gebottel te word. As dit bottelleringstyd is, dan kom almal weer saam, maar bottelering is altyd moeilik met so 'n ding, want almal wil met 'n glasie rond op die bottelleringskraan sit. Ons bottel op 'n Saterdag. Wel, Colleen, ek dink ons moet 'n kletswyn gaan maak. Dit is ook mos 'n bietjie skolerig. Dit klink na 'n bakplan. Dink ons gaan dit doen. Ek's in. Ja, so hou ons dop, ons is besig om te skaaf van die idee. 'n vleesklets. Vleesklets hou. Klets. Mal vir dit. Ek like it. En en ons hoop dat as al ons renovations betyds klaar is en ons is reg om te laat waai, dan sal ons sneller trek. Daar is die naam. Ja. Klets in 'n vlees. Daar sê. Klets in 'n vlees. Klets in 'n vlees. Asai. Ons gaan hom kom maak. Sodra jy reg is, laat weet vir ons, dan kom ons af en ons kom maak daai wyn. Wat is die vraag wat julle wens mense vir wynmakers vra oor wyn wat hulle nooit vra nie? Wel, kan ons nie meer betaal vir die wyn nie? Jy weet, baie keer kry jy so die idee, jy kry daai customer wat hier aankom, want hy weet, alles in die lewe raak duurder en hy is bereid om
vir alles meer te betaal, maar sy bottel wyn wil hy nog vir R50 koop. Ja. Maar nou ja, gelukkig is hulle min. Hulle is in die minderheid. Ek weet nie, jy al gedink. Ek gesels terwyl jy dink. Ja, nee. Wat 'n wynmaak mense moet my vra. Ek dink as 'n kleiner en 'n familiegedrewe besigheid en wat spesialiseer regtig in kwaliteit wyn en weer eens om unieke wyn te maak, is ons geneig om half die meer ingeligte wyndrinker 'n bietjie aan te trek, en dis ouens wat gewoonlik, jy weet, lekker vra. Ek was al by genoeg wynfeeste en jy weet, agter 'n stalletjie gestaan en bottels wyn gestaan en uitskink, en dan druk haar ou sy neus in 'n glas en hy sê, yes, ek ruik net strawberries, hoeveel strawberries gooi julle dan in julle tussen julle drank? Daai tipe ding. So dis die tipe vraag wat jy hoop hulle vir jou nie vra nie. Maar ons kry gelukkig baie te doen met lekker clued up wyndrinkers. So daar's min goeders wat jy hoop hulle vra, want jy kry eintlik so baie die kans om met so baie mense alles te deel, want ons het ook nie geheime nie. Ons gatekeep geen inligting of kontakte of enigiets. So ons deel. Ek bedoel, Colleen, ek kan vir jou, jy kan in my kelder kom wyn maak en presies dieselfde drywe gebruik, en jy weet, so half amper al my stappe volg, maar jou hand wat op daai wyn is op die einde van die dag die bepalende faktor. So ons gaan twee verskillende wyne maak. Dis hoekom dat daar geen doel is daarin regtig om geheime te hou nie. Ek het 40 jaar se ondervinding opgedoen, en 'n groot gros van daai het ek by my mentors geleer. So hoekom dan nou wat ek op my eie gedoen het of geleer het, hoekom kan ek dit dan nou nie weer met 'n volgende generasie deel nie? Ek bedoel, dis mos nou selfs. Ja, ek dink was baie waarde in lewenslesse in wyn en in die lewe, integrasie wat jy daar gesê het, Bart, is vir my so belangrik in meeste aspekte in die lewe. En die ander ding is om 'n oop hand te hê. En 'n oop hart te hê, te deel wat jy weet en te deel wat jy leer. Dit is hoe ons almal saam groei en ons almal vooruit gaan saam. Ja. Wat wil julle hê moet mense voel? Jy het veral gepraat oor gevoel, Pieter Willem. Wat moet mense voel as hulle 'n glas van 'n Bartu Eksteen wyn drink? Wat wil julle wakker maak? Is anders. Ja, en trots. 'n bietjie van ons trots. My pa sê ou wat altyd sê, jy weet, party mense sal dink dis 'n bietjie windgat as jy jou naam op 'n bottel sit. Nee, jy wil nou jou eie ego streel en dit gaan net oor jou en mense moet weet wie jy is wat hierdie wyn maak. Maar op die einde gaan dit nie daaroor nie. Dit is 'n endorsement en 'n trots. Jy sit jou naam daarop, so jy sit ook jou naam is letterlik op die spel as jy jou baas is op die lyn. Mense weet wie dit gedoen het. So vir ons is daar 'n ontsettende trots daarin om ons self te kan uitdruk deur ons wyne. En saam met die trots kom die passie en saam met die trots kom daai gevoel. So ja, dit is en jy weet dit alles gaan nie oor erkenning nie. Inteendeel, ons neem in feitelik geen kompetisies deel. Ons neem minimaal aan wynkompetisies deel. Ons ondersteun wel reviews soos 'n Platter Wine Guide en 'n Tim Atkins jaarlikse review. En ons het nou onlangs aan James Robinson, die Master of Wine van Engeland ook deelgeneem. En as mens dan iets kry wat 'n mens kan regop sit en sê, wow, is dit vir ons van soveel meer waarde as jy vat
as ek ons moet vergelyk met 'n groot wynkelder. Kom ons ek sê sommer nou 'n naam, Spier. Spier maak vir my baie mooi wyn. Hulle is baie groot, nee, weet, daar gaan seker 100 van ons of meer van ons in Spier se kelder inpas. Maar hulle maak, ek sê nou maar Sauvignon Blanc maak, hulle daar 20 verskillende tenke Sauvignon Blanc. Nee? Waaruit hulle heel moontlik kan kies en die heel beste enetjie uithaal en dit dan as hulle flagship en die een wat hulle dan in wynkompetisies en skoue en reviews kan gebruik om hulle vlag te swaai. Ons het nie daai leksheid nie. By ons het ons 1 tank, 1 oesjaar, 1 kans. Daar is nie ruimte vir foute nie. En ons moet soveel harder fokus om nie 'n fout te maak nie. Ek sê altyd, ek sal eerder laat 'n ou vir my sê ek is 'n stupid whatever, maar ek gaan eerder 10 keer vir 'n ou vra of uitvind by dieselfde plek voordat ek 'n besluit neem. Dat ek eerder stupid voorkom, maar ek gaan nie fout maak nie. Dis hoekom hulle ou sê, maar wat maak julle met die wyne wat julle dan nou foute maak mee? That's wood. Ons het nog nooit 'n wyn gehad wat ons moes gedamp het nie. Ons kan nog altyd 'n wyn wat miskien nou nie 100% geshape het, soos wat ons wou gehad het, kon ons dalk in 'n wynskool label wegblend, jy weet, in 'n groter blend. Maar ja, so dit is of alles dit net self opdruk. Dan kry, as jy net daai enetjie het, as 'n ou vir jou sê, jy het 567 Sauvignon Blancs aangewys word is die beste Sauvignon Blanc in die land, dan is dit nogal spesiaal nie. Jy het net daai enetjie wat jy kon ingeskryf het. Dus dit maak die ding ook vir jou tik. Ja, absoluut. Hoor hierso, Bart, en ek sien op julle vir die ouens wat nou in die Kaap omgewing is of Kaap toe gaan en by julle draai wil kom maak. So julle is nou daar in die Hemel en Aarde Vallei, as julle daar net van die hoofpad af, en ek sien op julle website, julle het ook piknikkossies en 'n deli en julle doen lunches. Hoe laat kan ons inpoel vir dit proe en wat kan ons verwag? Ons doen net vir ete doen jy 'n platter. Ons platter werk ook amper soos 'n pizza. Jy kry die basiese platter wat jou kasies en jou olyfies en jou broodjie en die en daai insluit, en dan kan jy hom bou. Dan is daar 'n lysie langs aan, as jy nou cocaine bom wil insit, dan kan bestel jy vir jou cocaine bom, maar ons hou nie daai tipe parties nie. Ons eerste vraag. Ek het amper nou net my tas gaan pak, hoor. Nee, dis niks wat suspect is nie, dis net 'n pepperdew wat cream cheese in het en wat in bacon toegedraai is, ouens. En op 4 gebraai is. So daar is baie lekker goeders, of jy kan sommer sop by dit bestel, of jy kan 'n sousati by bestel, of jy kan, as jy regtig, en ons het, kyk, my vrou sy is 'n regtig genie as dit kom by kos en goedjies uitdink, en jy gehoor van 'n waterblommetjie aan 'n kruk risotto. Nou sê goedjies dat sy uit, dan kry jy dit op die platter. Ja, en dit is nou waterblommetjie tyd. So baie van die kosgoed is wat in seisoen is, wat plaaslik beskikbaar is. Saam met dit natuurlik kry jy 'n wynproe by, of sommer net vir wyn drink. In die somer het ons 'n lekker wyntuin onder ons groot akkerbome, en dan doen die twee van ons per versoek doen ons meelhuisproe. So ons het 'n ou meelhuis hier op die plaas wat in die 1850s gebou is, wat die oorspronklike meelhuis was voordat daar enige wingerd in die vallei was. Was dit alles graan produsente gewees, het hulle graan daar gemeel. En ons het dit nou omskep in ons wynbiblioteek. So al ons wyne van al ons oesjare word daar gehou. So ons doen wynproe daar uit van die ouer oesjare. Dit werk net sodat jy kan ongelukkig nie net die wynproe nie, jy moet nou maar die bottel uitdrink, want ons kan nie dan daai wyn vir ander mense gaan skink nie. Dit is jou bottel dan vir die dag. So jy kan daai proe kan jy self bou. Ek en my pa bied dit persoonlik saam met julle aan, so jy kan sit gewoonlik so 6 mense plus. Ons kan tot
Ons kan ons kan seker 20 Wel, ons kan mense 12 om die tafel sit, maar as ek en jy wys, dan is daar net plek vir 10. Ja. Ja, so elke maandag tot saterdag operate ons so van 10:00 die oggend tot 4:00 die middag. Like amazing. Lekker. En dan is daar 'n kreefbraai. Ek sien die foto's van julle kos, dit lyk so lekker. Ja. Nee, jy moet saam met ons dit gaan date. Ja, daar's nie net vir Jy jou choopie gee. Fantasties. Ek is nie bang nie. Ek is nie bang nie. Daar's net kom aansit nie. Ouens wat wil kreef hê by ons moet saam met ons teen die duine op en af stap en die loot help dra. Nee, my maat nie Matthys sal dit bandkinders sommer groot doen. gemaak nie. Ons sal kom kreef duik en kom wyn drink. Julle, ek weet julle is besige mense. So baie dankie vir die tyd en dankie dat julle kennis en julle energie met ons gedeel het. En ons gaan verseker 'n klets in 'n vleis kom maak daar by julle. Verseker. Ons gaan verseker vir julle kom kuier. Ek en dis my en Pieter Willem is ons elke maand daarbo. Ons doen persoonlike wynproe by mense se huise. So dit is wat ons verkies om te doen. Ons hou maar eerder daarvan om low-key te wees as om voor op die water te wees. So ons ry na mense se huis toe en ons doen 'n lekker proe saam en ons geniet die aand saam. So ons doen dit. So as iemand 'n proe by hulle huis wil reël, dan kan hulle net kontak deur hulle webtuiste. Wat is die minimum hoeveelheid mense wat ek by my huis moet hê voordat ek julle kan? 6 couples, dan maak dit al werk. Want jy gaan ons nou wynmense kry. Jy weet? Ja. En dan Ja, ons moet nie mense met tafel kry wat julle tyd gaan mors. Prys en ons lewer dit gratis by jou huis af. Ja, dit klink amazing. So al die details sal aan die onderkant van die beskrywing van die podcast wees, hoe hulle julle kan kontak as jy 'n wynproe in Gauteng of enige plek in Suid-Afrika. Ek vermoed ook as hulle dalk, ons het 'n paar mense wat luister in Amerika en Australië, as hulle wil wynproe hê, dan moet hulle seker nie die vliegtuigkaartjie ook betaal, of wat? Dan moet hulle, dis maar al wat ons vra. Dis al wat julle Ja, as ons Gauteng toe kom en waar ook al ons in die land is, ons vra nie geld vir ons tyd of vir ons om daar te kom nie. Jy koop eintlik maar net die wyn, die proewyn vir die aand, koop jy as gasheer dan aan, en ons boek ons self iewers in 'n gastehuisie in, en ons het ons Uber of Gautrain of hier 'n karretjie om oor die weg te kom, en as jy 'n datum vasmaak, dan begin ons netwerk tussen ons bestaande netwerk om dan 'n week rondom jou vol te maak. Dan begin ons organise en wie wil graag nog proe doen. So ja, dis altyd first come first serve. So 6 mense of 6 couples, excuse, is net lekker groot genoeg om 'n bottel proe te. Maar enkellopendes kan ook kom, Pieter Willem. Enkellopendes kan ook koppel wees. Baie dankie. Hulle kom ons maar so saam daar, anders mos nooit lekker om op jou eie te sit en wyn. Ja, 12 mense werk lekker vir een bottel. Jy weet, Absoluut. proe, jy weet jy as jy nou regtig tegnies proe, kan jy maar na 20 proe per bottel. Maar Ja, maar ek Jy is moet nie nie cheapskate wees nie. Nee, ons is nie cheapskate. Ek ons neem aanstoot vir mense wat ons wyn spoeg, nee. Ons sit glad nooit 'n spatoen by 'n ou neer by ons tasting room hier, sit en sê vir een vra. Ja, dis ook iets wat ek opgemerk het by daai tasting, daar was geen spatoons nie, ek was mal vir dit. Dit is altyd so baie druk as daar 'n spatoon is. Ek en Colleen drink en proe wyn vir 2. So ons sal 2 kaartjies opneem as ons dan gaan volgende keer. Baie dankie julle. Julle moet 'n lekker dag verder hê. Dit was moeë lekker om julle te ontmoet. Dankie dat julle tyd gemaak het. Dit was dan nou die wynmakers van Bartu Eksteen Wynplaas daar in die Hemel en Aarde Vallei. Al hulle kontakbesonderhede sal op die beskrywing wees van die podcast, so as jy wil boek vir 'n wine tasting enige plek in Suid-Afrika, en soos hulle gesê het, hulle is bereid om te vlieg. Enige plek in die wêreld, Ja. betaal net hulle vliegtuigkaartjie. Ja, hulle is seker 2 nederige manne wat net so talentvol is, nê, en so entertaining. Ek het dit verskriklik geniet om met hulle te gesels. Ja, amazing. Hulle liefde vir wyn en hulle liefde vir Afrikaans is eintlik aansteeklik. Ja, absoluut. Maar ek dink ek en jy sal 'n sloertoer, dis ons Afrikaanse woord vir die dag, 'n sloertoer Okay. neem daarna hulle toe in die Hemel en Aarde Vallei en dan ons bottel wyn gaan maak. Ons klets Is dit in 'n vleis. roadtrip? 'n Sloertoer is 'n reis wat rustig onderneem word, soms sonder baie beplanning vooraf, en waar verskillende plekke aangedoen word op die pad. So ja, 'n sloertoer. Dit klink vir my na 'n plan. Kan ons vandag gaan, Matthys?
met hierdie petrolprys kan ons dalk met so 2 maande wag. Dan kyk ons of Ja, ons okay, ons sal 'n geldjie ons sal 'n geldjie ons sal 'n lening moet gaan uitneem om dit te doen. Hoorie maar ons kry binnekort moontlik dalk 'n nuwe citizen in Suid-Afrika. Ek weet nie of jy die nuus gevolg het nie. Nee, jy moet vir my help, Matthys. So, die fete tussen Trump en Elon Musk is natuurlik weer aan die gang, of nog steeds. En Trump het vir verslaggewers buite die Withuis gesê op 'n antwoord om te vra of hulle oorweeg, of die Amerikaanse regering en Donald Trump oorweeg om moontlik Musk te deporteer, het hy gesê, ek weet nie, ons moet kyk daarna. So ja, maybe kry ons binnekort kry ons vir Elon Musk terug in Suid-Afrika. Matthys, ek sê nog steeds daai twee voer ons poep. Hulle gee vir ons net 'n bietjie entertainment. Ja, ek weet Hulle gaan regtig op 'n nie. stadium opmaak, kiss and make up and it's going to be fine. Maar ja, okay, so Trump het actually gesê in 'n onderhoud, want ek het gister net gesien dat daar 'n klomp fake news uitgesit was. Wat is hy, Truth Social. Ja. Fake posts op Truth Social wat hy sê, weet Elon is land uit en dit en dat. Maar ja, as hy nou eintlik uit sy actual mond uitgekom het, is dit nou 'n ander storie. Alhoewel met AI idees daar. Ja, you don't know. You don't know. Ja, so, maar dit is volgens 'n betroubare bron, 'n nuusbron, is dit wat wel gesê Ek wil is. sê, as hy vir Elon uitsit, kom Elon verseker nie terug Suid-Afrika. Maar nee, Elon sal teen eerder Swaziland toe gaan voordat hy Suid-Afrika toe kom, want in Swaziland kan hy sy eie Starlink gebruik. Maar ek sien daar's ook nou Lesotho. Swaziland, een van daai twee. Nee, ek weet nie. Maar ek sien daar's ook allerhande gerugte nou dat Elon iets soos 2 biljoen rand gaan investeer in Suid-Afrika om die hele BEE en Starlink te omseil. So, I don't know, maybe is Elon besig om 2 biljoen rand in Suid-Afrika te sit, want hy weet hy moet terugkom na die plek toe. Hy moet die infrastruktuur op 'n of ander manier regkry, anders gaan dit nie vir hom lekker wees om hier in Waterkloof te kom bly nie. Of waar ook al hy besluit. Hoorie, maar dit was dan nou klets gewees. Ons sien julle volgende week met nog 'n klets. Yes, mooi bly julle. En in die woorde van Bartu Eksteen, doen jou huiswerk, glo in jouself, werk met oorgawe en leef met passie. Say, I needed that this morning. Dankie, Matthys. Cheers. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai het vir my weer verjaardag toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en ek almal net